Hier waar ek nou sit vir oggend en kyk hier oor die vlakte uit. Voor ek nou die vlakte kry, is die tuintjie. Dit was al die jare om Johannes se groentetuintjie. En hier links staan 'n perskeboompie wat nou in bloeisels is. Die mooiste, pinkste bloeisels van 'n perskepit wat oom Johannes opgetel het in McGregor. Het hy gesê hy gaan kom plant en hy het geplant en ons eet elke jaar het ons vrugte geëet van die boompie. En as alles mooi loop, hoop ek kan hierdie jaar ook weer van die ou boompie se vrugte eet. Maar as ek elke oggend uitkyk, dan word my hart so bly oor die bloeisels. Hulle is so mooi en rein en sag. En ek gaan haal toe my mamma se groot verseboek uit. Dit is die een wat saamgestel is deur D.J. Opperman, die 1953 druk. En ek dink toe dis nou die mooiste tyd, in die regte tyd, nou dat lente hier is, om 4 gebede by jaargetye in die Boland vir julle te lees. Maar ek gaan nie al 4 lees nie. Ek gaan die winter lees. Want die winter is mos nou die tyd wat ons ons moet hiberneer, moet stil word, indagtig wees en dinge verteer, dat ons met nuwe moed en krag die lente kan tegemoet loop. Want jy kan nie bloeisels hê in jou binneste as jy nie ordentlik gehiberneer het in die winter nie. Nou hoor wat sê NP van Wyk Lou van winter. Nou lê die aarde nagtelang en week in die donker stil genade van die reën. En skemerhuise en takke daliks bleek deur die wit mistigheid en suising heen. Dis alles ryk en rustig van die swaar geheime wasdom wat sy paaie vind deur die warm aarde na elke skeut en blaar. En ver en naby, alles duister bind in vog en vrugbaarheid en groot verlange. Tot ons 'n helder middag skielik sien die gras blink en die jong graan teen die hange en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis?